Die woord is die saad, hoor en verstaan in die hart gesaai. Here, breek asseblief vandag ons maskers af. Verwyder dit van ons af. Skeur dit af, Here. Leer ons om eerlik voor U en mekaar te lewe. Amen. En hier staan oom Piet vlak voor my en hy loer my in die oë. Hy sê ek het iets om jou te vertel. Ja, oom Piet, praat maar. Luister, sê hy. Paulus gaan Jerusalem toe en die leiers gee hom die regterhand. Die regterhand van gemeenskap. En weet jy wat? Titus hoef nie besny te word nie. Maar later in Antiochië eet Petrus saam met die nie-Jode. Maar toe Paulus en Jakobus hulle die vertrek binnekom, skuif Petrus sy bord weg, asof hy nie gesien was nie. Wat dink jy daarvan? Ja, Paulus het hom berispe, hy het hom voor die mense berispe, want die waarheid van die evangelie is op die spel. Nou kom ons lees Galasiërs 2, en let veral op vers 11 tot 21. Paulus word deur die ander apostels erken. Galasiërs 2 vers 1. 14 jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan. Hierdie keer het ek en Barnabas en ek het vir Titus ook saamgeneem. God het dit aan my geopenbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek onder die heidenasies verkondig, aan die broers daar voorgelê en dit nog afsonderlik met die leiers bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie te vergeefs 'n werk of gewerk het nie. Hoewel Titus, wat saam met my was, 'n Griek is hy nie gedwing om hom te laat besny nie. Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit was mense wat onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en hulle as medegelowiges voorgedoen het. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus Jesus vir ons verwerp het, dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. Vers 5, aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saakie. God kyk nie na 'n mens se uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het, het van my 'n apostel vir die nie-Jode gemaak. Toe hulle dan ingesien het dat God my hierdie voorreg gegee het, het Jakobus, Sefas en Johannes, wat beskou is as die pilare van die gemeente, my en Barnabas die regterhand gegee, as teken dat ons en hulle medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode sou verkondig en ons aan die nie-Jode. Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moet vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer. En die opskrifie sê, in Antiochië wys Paulus vir Petrus tereg. Toe Sefas egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel,
En selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die reguitpad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê: jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? En die volgende opskrifie is geregtigheid uit die geloof. Vers 15. Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat ek nietig verklaar het, weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof, in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. Tot sover vandag. Goed, ons het nou die woord van God gehoor en nou gaan ouma in plain Afrikaans vir ons met haar storie verduidelik wat ons nou net gelees het. Ouma onthou hoe oom Piet in die 80's saam met sy breinwerkmaat in Sipho elke Vrydag in die kombuis saam geëet en gesels het. Maar die dag toe die nuwe dominee kom kuier, het oom Piet skielik gesê, Sipho moet buite gaan wag. Vandag mag Sipho nie saam met die predikant en oom Piet sit en eet nie. Nee, Sipho moes buite gaan sit en eet, daar onder 'n boom. Ouma het dit gesien en dit het haar dwars in die krop gesteek. Later die aand vra ouma vir oom Piet, Piet, wie leef nou eintlik in jou? Christus of vrees vir die predikant of sekere mense? Piet het gestaan en trane het in sy oë opgewel, want hy weet wat hy gedoen het. Dit het oor sy wange gerol toe ouma hom dit vra. En toe kom die volgende Vrydag, toe die dominee weer by oom Piet kom, het Sipho binne aan tafel saam met hulle gesit en eet en gesels. En die jongspan sê daar in die kombuis aan ouma, ouma, ons verstaan net nie hoekom oom Piet dit gedoen het nie. Hoekom het hy dit gedoen? Kan ouma dit asseblief verduidelik? En ouma val weg met 'n verduideliking. Julle onthou mos laas Sondag toe die dominee se vrou onverwags by ons kerk ingeloop het met haar deftige stadsklere aan. Sy het eintlik geloop in pronk. Ons almal het eers lekker saam om die tafel gesit en koffie drink en Sipho het by ons gesit met sy gesin vir daar van agter die spoor af. Oom Koos en tant Anna het toe dominee en sy stadsgeklede vrou die saal binnekom, skuif oom Koos, ook 'n lid van die kerkraad, en sy vrou hulle koppies weg. So asof hulle nou nie deel van ons groepie wat om hierdie tafel sit, se geselskap is nie. Julle onthou mos wat dominee altyd sê, nê?
'n mens moet eers ordentlik aangetrek wees, voor jy nagmaal kan neem. En dominee kyk ons groepie nou kwaai aan, asof ons iets baie leliks gedoen het, om saam met Sipho en sy gesin om een tafel te sit. Is Sipho en sy gesin, wat minder bevoorregte klere aan het. Hoekom? Paulus het gesê, nee, as jy jou bord wegstoot van iemand af, omdat jy bang of skaam is, wat ander mense dink en van jou gaan sê, dan sê jy eintlik, die kruis van Jesus was nie genoeg nie. Dan maak jy van die evangelie 'n goedkoop klap, 'n bymekaar kom plek, waar mense vergader. Ouma vra ons vandag, by watter tafel, en van wie skuif jy jou bord of jou koppie weg as ander mense kyk? By die werk, by die familiebraai in die kerk. Waar is ek bang om saam te eet, omdat ander Christene na my kyk? Kinders, die evangelie is nie dat ons almal eers dieselfde moet wees nie, maar ons moet dieselfde word. Dis dat Jesus homself gegee het sodat ons, verskillend soos ons is, aan dieselfde tafel kan sit. Moenie weer 'n muur bou, waar hy Jesus 'n tafel gedek het nie. Kinders van die Here is een in een liggaam. Kon jy iets raak sien? Petrus het nie die waarheid vergeet nie. Toe hy sy bord wegskuif, het hy net bang geword vir mense se oë, en toe skuif hy sy bord weg. Hy het Jesus plus iets gemaak. Jesus plus ons manier. Jesus plus die kos wat ons eet. Jesus plus ons reëls, en Paulus sê, as die kruis genoeg was, om jou uit te ruk uit daardie goddelose wêreld, dan is dit genoeg om hulle in te trek, sonder dat hulle eers soos jy moet lyk. Moet nooit weer jou bord wegskuif, van iemand af vir wie Jesus Christus sy lewe gegee het nie. Die tafel is nie joune nie, dit is syne, Jesus se tafel. Ouma sluit af. Sy kyk almal een vir een, reguit in die oë terwyl sy met 'n vraag afsluit. Waar verander my gedrag, as sekere mense kyk, of Sipho by my is, al weet ek die evangelie maak ons een in Christus. Leef Christus werklik in my besluite by die werk, of leef ek nog 'n verander se goedkeuring? Dink mooi, by watter tafel skuif ek my bord weg? Waar is jy bang om te wys dat Jesus jou en Sipho een gemaak het met julle redding? Waar maak ek weer in my lewe Jesus plus iets van die evangelie? Petrus het gesê, Jesus plus jy moet eers soos ons eet. Wat is jou plus? Jesus plus jy moet eers ophou rook. Jesus plus jy moet eers reg aantrek. Jesus plus jy moet eers Afrikaans praat. Luister mooi, as jy Jesus plus iets bysit, sê jy die kruis was nie genoeg nie. Wat moet 'n ander wedergebore mens eers word of doen, voordat jy hulle as 'n broer of suster omhels? En ouma fluister saggies. Antwoord eerlik. Nie vir my nie. Vir Jesus wat sy bord nooit van jou af weggeskuif het nie. Antwoord vir hom. Here Jesus, U leef in my. Laat my vandag U nie verloon met my optrede en stilswye nie. En mag U daardeur verheerlik word vandag. Amen. Wie na my woorde luister, is wys. Sy huis is op die rots, sy fondasie vas. Wie na my woorde luister en het doen, is 'n wyse man. Standvastig op sy pad. Sy huis is op die rots gebou. Sy huis is op die rots gebou.
Reën het geval, water het gekom, wind het gewaai, die huis het nie geval, die huis het nie geval. Al was die storm daar, water het gekom, wind het gewaai, die huis het nie geval, sy fondasie is vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou, die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Die dwaas bou sy huis op die sand, ongehoorsaam aan die woord van God. Hy bou op die sand, die huis het geval, reën het geval, water het gekom, wind het gewaai, die huis het in mekaar geval. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou, die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas. Wie na my woorde luister en het doen, sy huis is op die rots gebou, die huis het nie geval, die huis het nie geval, sy fondasie was vas.